Right, so, wat soek Porsche op Nampo? Het hulle verdwaal, wat gaat hier aan? Ek praat met Toby, hy gaan my meer vertel, hoe lyk die goeders? Kan jy actually 'n Porsche op jou plaas hê, nee, want dit is mos nou die groot besigheid. Of is dit nou regtig daai kerkkar? Nie meer nie. Luister 'n bietjie hierso. Toby, hoe gaan dit? Nee, baie goed, dankie self. Nee, doodstil, rustig. Right, Porsche op Nampo, ek het nou nie gedink ek gaan daai sinne ooit in my lewe sê nie, nee. Verduidelik my bietjie, wat is die gedagte, hoekom Nampo? Kyk, Porsche het 'n lang geskiedenis met offroad. In 1967 al het die 911S die Monte Carlo Rally gewen. Ja? En dan weer in 84 die Paris Dakar gewen. En toe hulle met die Cayenne uitgekom het in 2002, was die doelwit om die Cayenne die beste onroad te maak en offroad. En hulle het dit geslaag. Daai eerste Cayennes was heavy offroad machines. Nou met die tyd het hy meer evolve, maar is nog steeds 'n capable machine on en offroad. Ja. En ons het die Macan, die klein SUV'tjie en die Cayenne, die groot een. Maar kyk, Porsche is mos een van daai maatskappye, as hulle nou besluit hulle gaan 'n ding doen, nee, dan doen hulle nou nie vir hom halfpad nie. Nee, maar dis presies wat jy nou by my gehoor het. Jy weet, hulle doen dit vol, hulle moet die beste wees in enigiets wat hulle doen. En ek sê altyd, daar is 'n Porsche vir almal. Ja. Maar nie almal gaan 'n Porsche ry nie. Jy sien, dit is nou daai ding. Wat ek wil dan gou by jou weet, nê. Eerstens, ons dink hierdie goeders is ongelooflik duur, maar as jy kyk hoe karre se pryse al die afgelope jare geklim het en so voorts, sit jy met ander SUV's se top specs wat eintlik maar soortgelyk geprys is, klein bietjie onder dalk, maar dit is nie soveel meer nie, is ek reg? Presies, ons bied 'n waarde vir geld aan. Jy weet, en ons herverkoop is ook baie goed. So as jy 'n Porsche koop, jy koop in 'n heeltemal 'n familiekonsep. Dit is nie 'n groot maatskappy nie. En ons verkoop karre aan mense wat karre waardeer en wat dit kan geniet. Nou, vertel my gou 'n bietjie, nê. Want soos ons nou hierso praat, kom maar nou klomp goed hier in my kop op van Kyalami en. Is ek reg as ek sê dat want jy het basies Porsche in die land ingebring, is ek reg? Porsche is in die land van die 50e jare. Ja. En ek het in 95 oorgeneem. En my geskiedenis is ek kom van Potchefstroom af. Jy's dan nie te ver van hier af nie, nê? Nee, en ons het hierdie pad verby Botewil gery na welkom toe na die resiesbaan Pekisa baie keer. Ja. Daai tyd met die Porsche resiese, die 944 Turbo Cup series. So ja, dis my agterplaas hierdie. En is dit nou maar hoekom Porsche? Is dit nou maar net 'n liefde gewees vir die karre? Hoe? Ek het maar begin met die ander makers, soos ons was ook 'n Toyota handelaar, nog baie lief vir Toyota, en ons was ook General Motors en Delta, Isuzu, Suzuki en Opel. Maar toe ek begin resies jaag, toe was dit met die Porsches. En ek het gesien 'n Porsche is 'n fantastiese motor. En toe ek die geleentheid gekry het in 95 om dit te bestuur namens een van die groot maatskappye, het ek dit gevat. In 96, jy weet, dit was moeilike tye gewees, het ek 'n management buyout gedoen en die maatskappy gekoop. En van daar af het ons nooit teruggekyk nie. Ek kom nou van die buitekant af, nee. Kyk, ek is 'n ongelooflike groot motorsport fan ensovoorts. En ons het mekaar letterlik nou net ontmoet. Ek wou nog altyd geweet het hierdie ou van Porsche, hoekom so baie geld terugbelê in Suid-Afrika, in die bedryf ensovoorts. Wat is die rede daarvoor? Kyk, dis mos ons land hierdie en ek gaan nêrens heen. So help om die ligte af te sit, sal laaste wees jy uit. Nee, en is maar 'n passie, jy weet, ek het 'n passie vir die motors, vir Porsche motors en vir ons kliënte en ons staf, en dis waaroor dit gaan. En jy weet, ons het al 15 jaar probeer om hier by Nampo in te kom en ons het dit nou reg gekry. Ek is baie bly julle is hier en ek is ongelooflik dankbaar ek kan hierdie onderhoud doen, nê. Vertel my gou 'n bietjie meer hierdie Cayenne agter jou. En wat maak die karre so spesiaal? Want jy weet, party karre het mos daai
En dis baie min wat jy dit kry. En daar iets wat jy nie regtig jou vinger op kan sit nie, maar jy's die ding ry lekker. Ja, kyk, hierdie is 'n fantasties. Dis ons top verkoper, dis die Cayenne GTS Coupe. Ja. En hy het 'n brul van 'n V8 engine in hom. Kyk, die kar het hantering, hy het brieke. Al sy kontroles is maklik. As jy in 'n Porsche inklim, jy voel sommer die verskil. Die kar werk saam met jou as jy hom bestuur. En jy kry daai terugvoering en rygenot wat geen ander kar vir jou gee nie. En jy weet, dis een van daai goed wat ek ook voel baie keer, ja, jy kry hierdie klomp, nie sê goedkoper Chinese goed nie, maar party mense het van 'n kar 'n kommoditeit gemaak, nê. Nee. En dit is glad nie wat 'n Porsche is nie. Dit is nie, ek sien, hoor nou vir my sê ek al Porsche in plaas van Porsche. Nee, Porsche is reg. Ja, Jy sê dit reg. ek raak al gesofistikeerd Ja, hierso, ek sien jou. Ja. Glad nie 'n kommoditeit nie, maar ook dis een van daai goed wat jy belê amper vir jouself, is ek reg? Presies, jy weet as jy eenmal 'n Porsche ry, dan ry jy altyd 'n Porsche. Okay, so, wat sê jy nou vir die ouens sê wat op die plaas wat nou kyk na, ek wil nou 'n SUV koop, en is mos gewoonlik ek gaan nou vir mamma koop, kyk, mamma sal happy wees, nê. Maar is dit finansiëel actually vir my 'n opsie, is wat ek wil weet? Dit is definitief, jy weet, as jy kyk na die prys van hierdie Cayenne GTS, hy het alles in hom en die prysspek is hierso. Jy kan hom gou kyk en jy kan sien die performance en jy kan sien die prys is heeltemal vir enige ou wat in hierdie klas wil koop. Dis heeltemal bekosbaar. En ons het ook die Cayenne en die Cayenne S wat nog goedkoper is. En dan wat is jou goedkoopste entry level op die Cayenne as jy gaan na jou diesels en daai tipe van goed toe? Ja, ongelukkig het ons nou nie weer diesel. Ja, word hulle die diesels uitgefaseer? Ja, ons is baie jammer dat ons nie meer diesels het nie, want die Cayenne diesel, al die V8 was 'n fantastiese voertuig. Maar ja, so ons begin hier by die 2 miljoen merk, Ja. Met die Cayenne V6 en dan gaan dit op stelselmatig na die V8. Want dan was Ja. op die 2.8 op die einde van die Ja, dag is. en die S is ook 'n V8 en hy kom in daar is een dag gaan ek vir jou wys. Yes. Hy's 2450. En hy het ook die V8 in met die Hot V met die twin turbo, selfs as die GTS. En hier is hy. So hy's 2445, ja. En ek meen maar nog steeds jy kry 350 kW vir dit, nee. Ja, daar's hy. Ja. Ja. En dan sê net gou vir my die Macan, ek wil net so vinnig weet waar pas hy in? Kyk, die Macan is ons kleiner SUV'tjie. Hy begin met die 2 liter. Voor ek binne inklim want ek van hier af kyk, ja. Hierdie is die Macan S met die V6. 'n Lieflike kar. Ry soos 'n 911 op stilts. So Jy maak my lewe vir my moeilik ook vandag. 4-wheel drive Yes, daai. en ja, Jo, baie kompak, baie rats, lekker om te bestuur. ek is nie baie wat ek nie woorde het nie, nê. Maar ek het actually nie woorde vir hoe daai ding daar binnekant lyk en voel en so voort sien. Ja, dis uit die boonste rakke uit. Laaste ding. Okay. Dienste, daai tipe van goeder, hoe werk jy? Kyk, ons het ons besigheid gebou op diens. En die karre kom met 'n standaard 3 jaar 100 000 km diensplan wat jy uit nuutheid kan verleng na 5 jaar toe. En elke jaar kan jy dit hernie tot 9 jaar oud of 150 000 kilos. So jy weet, ons gee ons kliënte diens, ons het 'n fetch and carry Ja. wat ons kan doen vir jou. So ja, dit is ons spreekwoord, dis diens. Uitstekend. Right, so Porsche by Nampo. Nooit gedink ek sal dit sê nie. As jy Pretoria, Johannesburg, waar het jy dit? Pretoria en Johannesburg julle takke, né? Ons het Pretoria, Johannesburg, Kaap en Umhlanga Yes. en Port Elizabeth ook diensafdeling. Right, gaan maak daar 'n draai, hou op om by die Porsche garage verby te ry, né? Stop daar,
Jy hoef net in die ding te gaan klim en dan gaan jy besef wat ek vir jou sê, dis nie regtig woorde nie. Jy moet dit vir jouself gaan voel. So, as jy belangstel ook linkie bo of hier onder, dan kan hulle met julle in kontak kom ensovoorts. Pos by Nampo. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.